Ons is hier om afskeid te neem van 'n broer, 'n familielid en 'n gemeentelid. En daarom kan ons dit doen, omdat ons in die teenwoordigheid van die Here hier is, om ook troos te soek, maar ook om dankie te sê. So mag die Here ook vir elkeen van julle vanoggend 'n boodskap in die hart gee, en 'n stukkie vertroosting gee, maar ook 'n stukkie dankbaarheid. Oom Koos was vir baie jare, was hy lidmaat in hierdie gemeente, en hy daar waar Hannes nou sit, het hy net so 'n ry of 2 altyd so op die punt gesit, partykeer met sy kortbroek, al was dit koud, en sy bynaam in die gemeente was Oom Koos Kortbroek, want hy het baie kortbroek gedra, en dit was vir my altyd interessant as ek by hom kom, en ek groet hom in die bank, dan staan hy op. Hy het nie kans gegee dat ek hom sittende kon groet nie. Hy het altyd opgestaan om my te groet. As ek sit, oom, dan sê hy, nee, ek is nie so geleer nie. En dan staan hy en hy groet by met die hand. En, nou ja, hy sal gemis word. Die ou plekkies van baie mense oor die jare wat ek nou hier is, kan ek vir julle wys waar mense gesit het, wat nie meer vandag hier is nie. Ter nagedagtenis aan Koos Dippenaar, 14de April 1943, en hy is oorlede op die 19de Junie vanjaar. Koos, jou naam bly weer klink, 'n vriend met 'n hart so sterk en opreg. Jou lag en jou lig het ons kring verhelder. Jou afwesigheid laat 'n stilte wat diep tref. In herinnering leef jy voort, in elke storie, elke rit, elke woord. Ons bring hulde aan jou lewe, jou pad, jou gees, 'n nalatenskap van liefde wat nooit verdwyn of vergeet. Aan Hannie, ons dra jou in ons arms van gebed, mag jy krag vind in herinneringe wat bly en troos in die vriendskap wat jou omring het, want Koos se lig sal altyd in ons harte skyn. Rus sag, Koos. Jy sal altyd onthou word, geëer en gemis. So ons harte gaan uit na sy broer wat hier is, sy dogter wat in Engeland sit, en natuurlik tannie Hannetjie wat ook baie naby aan hom was. Vir die wat nie weet nie, sy was my buurvrou vir baie jare. En ja, ons het oom Koos daar gesien kom en gaan, toe sy nog daar gebly het, en nou is sy nou nie meer my buurvrou nie, maar ons het nog daarom kontak. Ook mag die Here regtig vir julle vertroos in elkeen wat naby aan hom was, en wat hom sal mis. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, hier is ons as u kinders, en weer eens is ons vergader, by mekaar gesit, as gevolg van spesifieke omstandighede, die dood. En dit is tragies, Here, dat ons net op hierdie tyd, regtig na mekaar toe uitreik, en mekaar bystaan, en dan die res van die tyd so rakelings met mekaar te doen het. Maar in hierdie tyd wat ons by mekaar is ons by mekaar omdat ons almal geraak is deur oom Koos se heengaan. Ons weet hy het nie 'n paar goeie jare agter hom gehad nie. Ons weet dat die laaste tyd voor hy Panorama weg is, was als nie altyd wel nie. En ons het beleef van sy gesondheid wat agteruit gaan. En inderdaad moet ons dit nou vanoggend vir mekaar sê. Hy is nou op 'n beter plek. Hy het hom 'n goeie lewe gegee. Tot op 80 was hy redelik aktief en gesond en bedrywig. Mense rondgery, bygestaan. Altyd 'n grappie en altyd 'n glimlag. Dankie, Here, dat hy u geken het en gedien het. Dankie dat ons weet, hy is op 'n veilige plek. 'n Plek waarop ons eintlik jaloers is. Want ons het nou hierdie week weer in ons land beleef, gister, van 'n anargie en gemors. En dan wonder 'n mens, is oom Koos nie maar baie beter af as ons nie? Maar ons is ook hartseer oor sy heengaan, want dit raak ons.
nog 'n kennis, nog 'n familielid, nog 'n dierbare, nog 'n broer in die geloof is weg. So ons vra dat U vir ons deur die woord ook hoop en vertroosting gee, dat ons weet waar is U en dat U ons nooit alleen laat nie. So in besonder bid ons vir Tannie Hannetjie hier, vir sy broer, vir sy dogter, dat U ook sal vertroos. Praat met ons. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan uit 1 Petrus 1 uit lees, is vir my 'n baie treffende gedeelte, vanaf vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word, deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Tot daar. Hoop. Dis 'n woord wat Petrus hier gebruik. Ons almal hoop, nie waar nie. As ons nie hoop gehad het nie, waar sou ons gewees het? So ons is eintlik mense van hoop. En dit is so, gelowige mense en ongelowige mense hoop almal. Ons hoop op 'n beter toekoms in Suid-Afrika. Ons hoop dat 4 November bepaalde goeie veranderinge gaan bring. Ons hoop dat oor 3 jaar, wanneer daar weer 'n nasionale verkiesing is, dat die ANC gaan sneuwel en dat daar 'n nuwe party gaan wees in beheer van Suid-Afrika. Ons hoop dat my gesondheid gaan hou. Ons hoop dat dit met ons kinders sal goed gaan. Ons hoop dat ons kinders en kleinkinders wat die land verlaat het, dat dit met hulle sal goed gaan daar in die vreemde. Ons hoop op baie dinge. Ons is inderdaad mense van hoop. As ons nie hoop gehad het nie, waar sou ons gewees het? Sonder hoop, dink ek, sou ons dalk so 'n bietjie uitsigloos gewees het. Dan sien jy nie die positiewe vir môre nie. Het jy nie verwagting dat dinge sal beter word nie. Sonder hoop het jy eintlik ingegee. Nou 'n man wat ongelooflike hoop gehad het, en wie se naam ek nou gaan noem, is Dietrich Bonhoeffer. Julle het al seker van hom gehoor. Daar's 'n paar boeke van hom wat in publikasie is. Dietrich Bonhoeffer was 'n dominee en 'n teoloog, ook 'n professor, voor die Tweede Wêreldoorlog en tydens die Tweede Wêreldoorlog. En hy het as 'n Duitser, het hy beswaar aangeteken teen Hitler, en hy het dit ook gepropageer, dat hierdie bestel wat Hitler met nazisme voorstel, en 'n wêreldoorlog oorvoer, is verkeerd, en van die bose. Met die gevolg is, dat Bonhoeffer is gearresteer, en hy is ook in 'n konsentrasiekamp gesit, met die opdrag dat hy ter dood veroordeel moet word,
omdat hy eintlik verraad gepleeg het teenoor Hitler en die nazisme, of die regerende party. En daar in die konsentrasiekamp is toe vir hom gesê, vandag word jy ter dood veroordeel. En dit was so enkele dae voordat die geallieerde magte die krygsgevangenes uit daai spesifieke kamp bevry het. Paar dae. Die oggend van sy teregstelling het Bonhoeffer vir sy medegevangenes uit 1 Petrus 1 vers 3 en verder gelees wat ek gelees het. En hy het vir hulle 'n preek gepreek, sy laaste preek. Sy woorde was, my vriende, dit is dan die einde vir my, maar eintlik 'n nuwe begin van 'n nuwe lewe. Dis die woorde van 'n man wat 2-3 ure na die preek doodgeskiet word. Praat hy oor hoop, wanneer die dood hom in die gesig staar. Hy is toe te dood veroordeel, doodgeskiet. Hoop. Nou as ons praat van hoop, natuurlik moet ons as kinders van die Here anders praat daaroor as wat mense wat nie kinders van die Here is nie. Want wat Petrus hier wil sê, ons het 'n lewende hoop. Dis nie 'n hoop wat verbygaan nie. Die hoop waarvan hy hier praat is nie inherent nie. Dis nie 'n hoop wat ek bou omdat ek 'n kursus geloop het nie. Nou is ek beter toegerus om die lewe te hanteer. Of dat ek 'n sielkundige gaan sien het om my te help opbou nie. Of dat ek een of ander beraader het wat ek gereeld sien. Ek sien mos nou maar, dis die inding veral in die FSA, dat jy 'n sielkundige kry en dat jy daarom 1 keer 'n week of 1 keer 'n maand vir 'n sessie gaan, net om jouself op te bou en gereed te kry en dat jy die regte tools het om die lewe te hanteer. Gee jou so 'n bietjie meer hoop, bietjie meer huppel in jou stap. Dis nie hierdie soort van hoop nie. Dis nie hoop wat gebaseer is op iets binne my nie, of op goed daar buite nie. Party mense dink hulle hoop lê in hulle jarelange geldjies wat hulle opgebou het. Asof dit die uitkoms is. Of die bates wat ek het, die adres waar ek woon, wat ek bereik het in die lewe. Dit is nogal tragies dat ek baie keer by bejaarde mense kom en al waaroor hulle kan praat, is wat hulle in die lewe bereik het. Maar nou sit hulle soos baie ander bejaardes, sukkel met hulle gesondheid. En die speelveld is gelyk. So wat se hoop praat Petrus hiervan? 'n lewende hoop. Die hoop waarvan hy praat is Christus Jesus. Dis hoekom hy sê hierdie hoop is die Here Jesus Christus wat uit die dood uit opgestaan het. Hy lewe. Dit is hy wat vir ons die hoop gee. So wat Bonhoeffer wou sê en wat Petrus hier inderdaad in sy teks beklemtoon is, as gelowige is ek nie hooploos nie. As ek nie sonder hoop nie. Ek het 'n onverwelklike, onverganklike hoop. Hierdie hoop wat ons het, omdat dit nie in onsself lê nie, want jy weet mos nou hoe werk dit. Mense is op en af in jou geloofslewe, baie dae voel jy beter as ander dae, baie dae voel jy kan die wêreld stormloop, ander dae wil jy weer in jou huis wegkruip. Baie dae voel ek, maar die Here is so fantasties, my ander keer dan vra ek, maar hoekom het die Here my nie lief nie? Is omdat ons dit baseer op ons emosies en hoe ons voel. Maar wanneer ons dit rig op Christus, wat die standvastigheid is, hoekom is hy die hoop? Want hy het opgestaan uit die dood uit. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy regeer oor hierdie wêreld. En oor my lewe, jou lewe, oom Koos se lewe. En daarom het ek en jy iets wat regtig vir ons kan hoop gee. Selfs in tye van nood, selfs in tye van hartseer soos vanoggend, waar ons afskeid neem. Want dis nie die einde vir die gelowige nie. As Christus opgestaan het, hy is ons hoop
dat daar oorwinning oor die dood is. En hierdie oorwinning is die gelowiges se oorwinning. Hy gaan so ver om te sê, hierdie hoop word vir ons bewaar. En die woord bewaar in die Grieks hierso is soos 'n garnisoen soldate wat opgestel word om iets kosbaars op te pas. Gebou op te pas of wat ook al op te pas. So bewaar God vir my en jou hierdie hoop. En as my hoop lê in Christus Jesus, dan het ek iets meer. Het ek iets om aan vas te hou? Het ek iets wat my kan motiveer om aan te gaan met die lewe? Dis die hoop wat gelowiges het. Dis die hoop waarvan Petrus hier praat. My hoop is in Christus Jesus wat die oorwinning behaal het. En dit is die wonderlike. Baie mense dink, ja, Heer het nou opgevaar hemel toe, hy het ons nou alleen gelaat. Ja, natuurlik het hy gesê, ek gaan die trooster stuur, die Heilige Gees, en hy sal altyd by julle wees. Maar Jesus is daar bo, ver. Hy raak vaag. Wat doen hy nou eintlik daar? Dis die hoop wat ons het. Hy is so besig aan die regterhand van die Vader. Het is nie om dowe neete dat ons leer uit die woord uit, dat hy aan die regterhand, die regerende hand van God sit nie. Hy is besig om saam met die Vader oor hierdie wêreld te regeer, oor sy skepping en sy skepsele te regeer. En ons wat die merk van God op ons hoof het, syne, die uitverkorenes, bewaar hy, soos hierdie garnisoensoldate, bewaar hy ons en hou hy vir ons vas. Dis ons hoop. So wanneer ons by mekaar kom rondom die dood van iemand, dan voel dit baie keer vir ons asof die hoop so bietjie onder ons uitgeslaan is. Nou dan moet ons as gelowiges sê, nee, ons het hoop. Oom Koos het bely. Ek het hom meer as een keer in Panorama ook besoek. En ons het lekker gesels oor bier. Hy het altyd vir my bier aangebied. En ons het lekker gesels en ons het ook oor die Here gepraat. So ek weet, sy hart was reg. Ek weet, hy is nou by die Here. Ek glo dit met my hele hart. En daarom, ten spyte van ons droefheid, ten spyte van die afskeid, het ons ook vrede en vreugde, dat die Here hom vir so lank geleen het aan ons. 80 jaar klink lank, né? Dit was meer as 80. Klink lank, maar eintlik is dit ook maar kort. En julle almal wat 'n bietjie ouer is, kan getuig hoe vinnig die tyd verbygegaan. Dit is eintlik maar kort. Kom ons hou vas aan die mooi en die goeie, want dis die herinneringe wat bly. En dit is waarvoor ons die Here dank. En ons gaan nie uitloop vanoggend, nie uitsigloos nie, maar as mense van hoop. Want ons het Jesus Christus, ons verlosser, wat self by 'n geliefde se graf gestaan het en gehuil het. Wat verstaan en wat weet, hy is ons hoop. En mag hy julle vertroos en vir julle hoop gee. Dankie julle. So? Okay. My naam is Minnie, ek is een van die vriende in die vriendekring van Koos gewees. En first of all, I'd like to just say something in English to our English friends.
We had good times, we had bad times, but all in all, we always remember the good times. The link in our chain of circle of friends might be broken, but one day we will be linked again. Vandag groet ons vir Koos. Ons sal hom mis elke dag. Met sy nikke en sy grille, ons gaan dit mis. Ons sal sy vriendskap mis. Want as Koos jou gekies het, het dit beteken, jy was een van sy mense gewees. Ons sal sy regheid, ekskuus tog julle, daarom gaan my plekkie, ek het so 'n bietjie gegriffel. Ons sal sy regheid uitmis, sy harde lag, en sy groot hart, wat hy altyd die grappe reg gekry het, om ons daarom so 'n bietjie laat lag. Koos was nie perfek nie, hy was reg, hy was ons vriend, hy was Hannie se liefde. Besag ons vriend, ons dra jou saam in elke storie, en in elke sonskyn, onthou ons jou Koos, want ons gaan jou weer sien. Hannie, liewe Hannie, vandag breek ons hart saam met joune. Jy het Koos se hele hart gehad, met al sy nikke en al sy liefde. Maar jy's nie alleen nie. Ons staan op jou. Neem jou tyd vandag, Hannie. As jy wil huil, huil. As jy moet lag oor 'n Koos storie. Dis altyd liefde. Hannes vra, wat onthou ek van Koos? My kort antwoord, baie, te veel om te noem. Ek het Koos 36 jaar gelede in Soweto ontmoet waar ons gewerk het. Koos was 'n unieke mens wat dinge op sy manier gedoen het en geglo het net hy is reg. Maar nou ja, dit was Koos. Koos was bekend as 'n baie presiese mens. Koos het hard gelag, hard gewerk, mooi geskryf, sy handskrif, hard gepraat. Koos was lief vir eet. Hy is baie netjies in sy kantoor. Hy was baie netjies op homself. Hy het graag mense gehelp, soos by die kerk. Hy was 'n harde mens, maar het ook 'n hart van goud gehad. Koos het 'n telefoon so geantwoord, tip, dan doodstel. Dan moes die ou wat gebel het verder praat. Koos het ook baie byname gehad, Dippie, Koos telefoon, Difficult Dip, Koos kortbroek, Punchy Dip, toe hy geboks het. Na lang afwesigheid loop ek om een Sondag by Waterval kerk raak. Ek het langs oom Jan Estreisen gesit en hier kom Koos die kerk in met 'n kortbroek. Ek het amper uit die bank geval van kortbroek skok oor die kortbroek. Maar dit is soos Koos was. Net his way en dis reg. Ek bel Koos met sy verjaardag, wens hom geluk en nooi hom om vir my in Hartenbos te kom kuier. Sy woorde was, ek gaan beslis by jou kom kuier, maar gaan net eers met Hannietjie bespreek. Koos was nie net lief van Hannietjie, hy was verlief op haar. Dit was sy woorde aan my. Baie dankie Hannietjie dat jy so mooi na ons ou maat omgesien het. Hy het dit baie waardeer. Dankie Koosie vir 36 jaar wat ek jou geken het. Ek sal jou altyd onthou. Jou foto is in my fotoalbum. Mag jou siel in vrede rus. FC. Kom ons bid saam. Dankie Here vir 'n woord van hoop. Dankie vir mooi woorde oor 'n vriend. Ons onthou hom. Ja, die goed en die minder goeie van oom Koos. En ons sê vir u dankie vir 'n vol lewe, vir 'n vriend, vir 'n broer, vir 'n pa, vir 'n broer in die gemeente. Alles is maar net genade. En daarvoor sê ons dankie. Seën ons elkeen hier en vertroos ons met u teenwoordigheid en vul ons met hoop wat nooit gaan lê, nooit sterf, nooit verbygaan nie. Vul ons met u teenwoordigheid, Jesus Christus. Vul ons met u goedheid, Vader. Vul ons met u leiding.
Heilige Gees. Amen. My vriend, staan op van jou knieën af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op en weet jy is vergewe, want elke een van jou gebede het die hemel reeds gehoor. Ons maak almal foute waaraan die wêreld ons soms meet, en ons elkeen het 'n storie wat ons eerder wil vergeet. Maar niemand dra jou skoene of ken die pad wat jy moes loop, en net jy betaal die boete en ken die drome wat jy droom. Die lewe is 'n storie wat jy nie vooruit kan voorspel, en jy weet nie altyd voor die tyd watter kaart jy op gaan tel. Maar iewers in die verte skyn daar 'n liggie net vir jou. Het die Vader reeds jou huis op die berg vir jou gebou. My vriend, staan op van jou knieën af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op en weet jy is vergewe, want elke een van jou gebede het die hemel reeds gehoor. Elke een van ons is kosbaar, onvervangbaar, spesiaal, en die mooi in elke mens is die ware som totaal. Elke een van ons is hier vir goeie rede. Jy is volmaak gemaak en al jou gisters is vergewe. My vriend, staan op van jou knieën af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op en weet jy is vergewe, want elke een van jou gebede het die hemel reeds gehoor. My vriend, staan op van jou knieën af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op, weet jy is vergewe, want elke een van jou gebede het die hemel reeds gehoor. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees. Mag die Here ons Vader vir ons toevou met sy goedheid en sy guns, en mag sy Gees ons dra in hoop. Amen.